Goeiedag, liewe gemeente. Ek vertrou dat u 'n goeie dag gehad het en dat die Here ook met u 'n pad stap, soos wat hy ook met my 'n pad stap en ons sy liefde en sy lewe ervaar. Ons is besig met die Pinksterreeks, wag vir die helper, en ons luister vandag na werk van die helper, spesifiek die gawes, wat die Heilige Gees dan ook vir ons gee. Kom ons bid saam en dan vra ons die Here om ook nou met ons elkeen te praat. Here Jesus, baie dankie dat ons die voorreg het om u woord oop te maak. Dankie dat u vir ons die Heilige Gees gegee het om ons te help om te verstaan wat u geskryf het en wat u doel was ook met dit wat geskryf is. Here, dankie dat ons u kan vertrou om ons ook te help om meer effektief te wees en om besig te wees met dit wat u van ons verwag. Ons vra Here dat u sal praat met elkeen van ons vanaand en dat u my ook sal gebruik as 'n spreekbuis tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Die werking van die Gees, die spesifiek dan gawes. En in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7 lees ons, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee. As ons nou so 'n bietjie nader kyk na elke deel van hierdie verskillende verse, dan is die eerste een wat uitstaan is dat ons moet verstaan dat daar's verskeidenheid van genadegawes. So daar's nie net een genadegawe nie, daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees, die Heilige Gees, dieselfde Gees wat hierdie gee. En hy gee dit soos hy goed dink aan verskillende mense, verskillende gawes. As ons verder lees, dan sien ons daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee. Met ander woorde, almal het nie dieselfde bediening nie. Daar's verskeidenheid en elke een kry 'n bediening soos wat die Here self wil hê hy of sy met die bediening hê. En dan sien ons dat daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Uit hierdie skrif is dit baie duidelik dat genadegawes en bedieninge en kragtige werkinge uitgedeel word soos wat die Here dit wil uitdeel aan verskillende mense vir verskillende van hierdie goed vir verskillendes van ons. En daarom kan ek myself nie vergelyk met die ou langs my nie. Daarom kan ek nie sê, maar ek is nie soos hy nie, ek kan nie in tale praat nie, of ek kan nie die nie, of ek kan nie daai nie. Maar dit gaan oor wat die Here vir ons wou gee, en daar's 'n doel. Ek het inteendeel 'n deel van hierdie vers 7 het ek uitgesny, en u kan dit nie sien nie, maar daar staan, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee, tot die voordeel van almal. Die doel van elke van die genadegawes, elke van die bedieninge, elke van die kragtige werking, is tot voordeel van almal. God wil ons almal tot voordeel laat trek, en daarom gee hy vir ons verskillende gawes, verskillende bedieninge, verskillende werkinge, sodat ons saam dan ook die liggaam kan wees, soos wat 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 27 sê. En ek gaan dit nie vir ons lees nie, dis 'n baie bekende deel en dit praat oor, ons is almal deel van die liggaam. En elkeen het 'n baie spesifieke rol om te vertolk. En die oog kan nie vir die voet sê, ek het jou nie nodig nie, en die voet kan nie vir die oog sê, ek het jou nie nodig. En net soos wat hierdie prentjie verskillende ledemate wys, het elkeen van ons in die gemeente
verskillende genadegawes, verskillende werkinge, verskillende bedienings wat ons moet doen. En wanneer ons dit nie doen nie, dan lei die liggaam daaronder. Maar wanneer ons dit doen, is dit tot voordeel van die hele liggaam. As die oor goed hoor, dan is dit voordeel vir die hele liggaam. As die oog goed sien, is dit 'n voordeel tot die hele liggaam. As die voete reg loop, is dit 'n voordeel vir almal van ons. En daarom kan die voete nie sê, ek is beter as die oog, of die oog, ek is beter as die oor nie. Daarom is ek nie veronderstel om myself te vergelyk met die ou wat langs my in die kerkbank sit nie. Maar ek moet doen waarvoor die Here my geroep het, die gawes wat die Here my gegee het, so goed, dat die beste van my vermoë, tot eer en verheerliking van die Here, sodat die hele liggaam voordeel kan trek daaruit. En dan die genadegawes en eintlik die hele paar hoofstukke oor die gawes van die Gees kom eintlik tot op 'n klimaks in 1 Korintiërs 13. En 1 Korintiërs 13 is eintlik 'n baie bekende skrif en baie kere dink ons weet presies. 1 Korintiërs 13 gaan oor die liefde en ek gaan vir u lees vers 4 tot 8. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Dis nie grootpraterig nie. Dis nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Dit soek nie sy eie belang nie. Dis nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou. En die van kennis sal uitgedien raak. En dan sluit 1 Korintiërs af met 'n baie belangrike deel. Nou wil ek my rekenaar daar sy. Hy sluit af met hierdie 1 Korintiërs 13 vers 13. En nou geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3. En die grootste hiervan is die liefde. Liewe vriende, as ons nie ons genadegawes, ons kragtige werkings, ons bedieninge beoefen in liefde nie, is dit nutteloos. Dis nutteloos as ons geloof het om berge te versit, maar ons het nie die liefde nie. God het vir ons al hierdie gawes gegee, nie omdat ek so goed is nie. Hy het vir ons bedieninge gegee, nie omdat ek so goed is nie. Hy het vir ons kragtige werke gegee om te doen, nie omdat ek so goed is nie. Maar omdat hy wil hê, elkeen van ons moet die liggaam, die ander broers en susters opbou daarmee. En dis dan die liefde wat ons aan mekaar vasbind en dit saambind tot verheerliking van God se eie naam. Kom ons bid saam. Heilige Gees, baie dankie dat U vir ons verskillende gawes, bedieninge en kragtige werkings gee. Dankie dat U al hierdie gawes, dat elkeen van hulle dieselfde doel het, die voordeel van almal van ons. Help ons Heilige Gees, om nie onsself met ander te vergelyk nie, maar ons gawes so te gebruik, dat dit tot voordeel van ander sal wees. Help my om die beste liggaamsdeel te wees, wat U my gemaak het om te wees. En bovenal, Here,
Help my om alles wat ek doen, in en deur liefde te doen. Amen. Liewe vriende, ek sien met verwagting uit om ook môre die virtuele Pinkster af te sluit met werk van die helpergebed. Dit is so 'n belangrike deel van dit waarmee die Heilige Gees ook in elkeen van ons werk. En as jy daarvan wil lees, Romeine 8 vers 26 en 27. Ek bid jy 'n geseënde dag toe en ek sien uit om ook môre tyd saam met u te spandeer. Baie seën.